So wat gebeur het is die vorige dag al toe ons nou die storms en die goed op die televisie en sien. Toe het 'n hele paar mense vir my gesê moenie ry die volgende dag nie. Okay, so vir die wat my ken, die bietjie werk wat ek doen, wanneer ek werk ek nogal. So ek het net commit en gesê ek moet werk. So die volgende oggend toe die Woensdag, wanneer was die Woensdag? Woensdagoggend, ja. So toe het ek gewerk en daar was reuk van vuur, maar daar was niks visible nie. Sorry vir die Engels. En op daai stadium het ek net besef maar die storm wat hulle van praat is wind en moontlike reën. Ja. En ek het maar besluit om George te gaan nog steeds. Althea het vanoggend my gevra maar wil jy regtig George toe gaan? Sê ek ja, ek het 'n funksie, ek moet daar wees. So ek is George toe en alles was basically fine geweest. Ons het so waar ons bly het ons 'n WhatsApp groep vir Green Pastures, so jy het nou maar net updates gekry op 'n gereelde basis. Maar ek bedoel daai tyd in die oggend was daar nog geen bedreiging nie. Dit was maar ons het gehoor van die vure wat eintlik hier in Elandskraal Korrek, ja. se wêreld brand en toe ewe skielik toe hoor jy net. Ja, toe ons het ek het so 1 uur die tye is ek is nie 100% seker oor die tye nie. So 1 uur se kant toe sê ek vir Althea, ek dink sy moet die kinders by die huis gaan haal. Ek het net my gut feel sê iets is nie lekker. En toe sê sy maar regtig is hoekom? Sê ek nee, ek gaan haal net die kinders. En toe sy die kinders gaan haal, toe daar kom sê sy my gaan sommer die hond en die kat ook vat. Toe sê ek vat maar sommer alles. En toe op daai stadium het ek toe begin jy nou later aan agterkom maar iets is aan die gebeur want die gesprekke op die WhatsApp ook al hoe meer en dit begin nader dringender. So later aan toe begin dit Phantom Pass se kant toe gaan en nog steeds sit jy daar maar dit kan nie na ons huis toe kom nie want dit is impossible want dit is van jy moet nog oor die huis na 'n rivier kom is nie moontlik nie. Maar die naait het die weste kop daai kant het al gebrand. Dit het jy geweet. Hy het al begin brand. Ek het net gehoor dit brand. So maar nog steeds het ek moet nog steeds werk. So my werk het maar aangegaan. So wanneer jy gap het dan sien jy 'n hele lys van WhatsApps wat jy. En op daai stadium toe lees ek die WhatsApp van uit oor die rivier gespring. En toe ek dit hoor, toe besef ek dit in die weste wind daai nice. Hy's op pad na ons area toe. En toe het ek maar net vir my mense gesê ek gaan ry, ek moet in Nysna kom. En toe het ek mooi teruggery Nysna toe by die spoedgrens gehou. En toe kom ek by Buffels Bay se afdraai. En toe wil ek net vir Althea sê want ek het vir hulle gesê ek is op pad terug huis toe en toe wil ek net vir haar sê ek is daar. Toe is daar nie opvang op daai spesifieke spot is daar nie opvangs. En toe moet ek weer in die bultjie terug opry om net te bel te sê ek is op pad. Toe ry ek nou weer in die queue en toe sit ek in die queue en toe ek my voor op my gauge kyk, toe sien ek het 20 kilos oor op my kar. Toe besluit ek daar's trokke voor my. Ek moet nog deurry. Hoe lank gaan dit vat? Idle. Miskien moet ek net gaan volmaak in case. So toe ek weer terug Sedgefield toe, gaan maak eens my kar vol petrol. Toe kom ek terug weer op dieselfde spot, toe wil ek vir Althea bel om te sê ek is nog steeds nie daar nie. Ja. Toe sal weer nie opvang nie, toe ek maar weer terug bultjie toe, bel. En op daai stadium toe kom ek maar weer terug in die queue en toe staan ons. Op daai stadium het jy nou nog baie redelik gedink. Ja, ek gaan in elk geval deurkom. Geluk jy het in die agterkop weet jy, okay, hulle was toe my maale toe wat in ou plaas bly. So hulle was soort van veilig geweest. En toe ek nou daar staan en dit later dan omtrent 'n uur wat jy staan en jy besef jy beweeg nie 'n karlengte elke 10 minute. Toe besef ek maar die kans dat ek gaan deurkom is min. En toe die volgende oomblik toe sien ek al die 4x4's kom deur Buffels Bay toe my mense van Brenton af te red en Buffels Bay. En ek besef maar dit gaan nog langer vat en op daai stadium vir die wat dit nie gesien het, toe kom daai vlamme oor Blackwater se kant. En toe ek Blackwaters is nou daar by die Buffels Bay se afdraai. Net aan die ander kant, ja. Toe kom hy so oor die pad en toe besluit ek maar net gelukkig Althea en die hele familie en almal is by Male, so hulle sal fine wees. Laat ek maar liewer teruggaan want ek weet nie as daai vuur dit beheer het of jy maak jou toe, dan sit ek. En toe is ek terug George toe. So op pad George toe bel ek vir hom te sê dis my plan, sy is in die skool, almal is happy. Almal is by ouma en oupa. Leonie en Rayola is op pad so en toe so almal is daar. En toe ek in George aankom om vir te bel ek is veilig, toe gaan die WhatsApp nie deur nie.
En toe ek bel, toe is daar geen kontak nie. En dit was die laaste kontak wat ek toe gehad het met hulle. In daai tyd, die afbreek van kommunikasie, ons is so gewoond in die tyd waarin ons leef, jy moet met iemand kan praat. Ja, En nou breek dit net af. Wat het jy op daai stadium sê jy nog steeds vir jouself, maar ek gaan deurkom. Dis no way, ek moet deurkom of ek nou agterpaaie dan dink ek ken die grondpaaie, maar dan dink ek myself of ek gaan my tent toe aan met vure ombring, so dis 'n bietjie risiko. En toe besluit ek net maar ek moet deurkom. Dit is wie gaan nou vir my stop want ek moet daar uitkom. En toe is ek gou ek hardop sommer die storie uit. Toe ry ek bel ons die polisie van in George en ek kom nie deur van George af nie. En toe ry ek polisiestasie toe en met die vriendelike hulp van ons SAPS het hulle toe vir my gesê dat daar's geen kontak met Knysna nie. Ek kan niks doen nie. Ek het een van my dealers daar gekry. Hy het ook al die roetes probeer. Hy kon nie uitkom nie want sy seun is bly ook daar by ons in Green Pasture. En toe op daai stadium toe ek terug ry huis toe. En ek kyk, maak nie saak of jy nie deurkom, jy probeer ons in elk geval 10 keer daarna maar nog weer, hy moet een of ander tyd deur. En op 'n stadium het dit net ingesink om te sê, okay, dis nou afgesny. That's it. Ek weet nie meer, ek het nie meer kommunikasie nie. En jy gaan nou vir my vra hoe voel dit? Ek weet nie om vir jou te sê hoe dit voel nie, want is iets wat as jy dit nog nie ervaar het nie, dan kan 'n mens dit nie eintlik in woorde omsit nie. Maar ek weet in daai tyd gaan daar soveel goed deur jou kop. En ek wil nou nie hê jy moet dit nou vir my sê nie. Ja, ek sal vir jou sê ek is maklik. Maar daar gaan soveel goed deur 'n ou se kop op daai oomblik dat jy sekerlik nie weet wat regtig jou te doen staan nie. Sou die een van die vrae kon wees, ek wil nie regtig nie jy moet noodwendig sê wat deur die kop gaan nie. Het jy agterna dalk gewonder, moes ek nie harder probeer het om deur te kom? Ja, wat gebeur het snaaks, ek vergeet om te sê, en so week voor dit is Althea se pa begrawe, en by die begrafnis sê Althea se ma vir iemand, ek weet nie hoekom sy dit gesê het nie, die dood van haar pa was half, sy kan dit aanvaar die manier, sy wil net nooit in 'n situasie wees waar families van mekaar geskei is oor dood nie. En ek dink, regtig ouma, en ons sit toe in dieselfde situasie. Maar op daai stadium toe ek in George aankom, as jy vir my gesê het wat die mense om my gesê het, ek het geen idee nie, dit het net het maar net stemme gehoor, maar jy was heeltemal is daai ervaring van die aanvanklike wat ons laasweek oor gepraat het, ons gaan nou weer 'n bietjie daaroor praat. Jy was net in 'n waas. In 'n waas en toe op daai ek het maar net besef al wat ek nou oor het is geloof en niks anders nie. Maar saam met geloof was ook nog twyfel. Want dit gaan nou al die hele dag aan. Ek dink jy moet nou net stop. Want dis 'n belangrike ding wat hy sê en ek weet nie of hy weet hoe belangrik dit is nie. Dat geloof en twyfel staan nie teenoor mekaar nie. Partykeer het geloof 'n groot stuk twyfel daarmee saam. En wat jy nou sê, ek neem aan jy wil vir my sê jy het die geloof aan die een kant, die kinders is okay, Althea is okay, jou familie is okay. En ja, wat toe gebeur het, die aand 10:30, toe het Althea 'n vrou gebel wat na haar pa gekyk het, en toe het sy deurgekom na haar toe, en 10:30 toe klop iemand in die deur, en die vrou sê, ek het nuus, daai van, wat nie, anyway, sy sê toe vir my, Althea is fine, hulle hele familie is op Lorie Park. En dit is daai verligting wat jy het, okay, hulle is veilig by Lorie Park, want ek het toe ek gegaan het, toe sê ek nogal vir Ryo, kry net 'n escape plan van ou plaas af, wie sou nog gedink het 4 van ou plaas se kant toe gaan, ek het nie eens geweet nie, al wat jy kyk op daai stadium in George, net daai news 24, so, en toe, so eventually toe ek nou hoor hulle is fine, toe weet ek hulle is fine, maar nog steeds daai ding van, hoekom kies julle Lorie Park, hoekom gaan julle nie Leisure Isle toe of Teeson Eiland toe nie, dis daarom ring deur water, so dan speel die ding weer van 4 kom van Pezula se kant af, verskillende rigtings, so hulle is nog nie eintlik veilig nie, so dis net nog steeds daai ding van twyfel,
En toe sy, ek het toe met hulle gepraat en hulle klink almal fine, die kinders, want die kinders was, ek weet Leanne was baie erg oor getraumatiseer, so almal het fine geklink. En toe was ek meer gerus, maar dit was nog nie op my gemak nie. En op daai stadium het ek maar net, needless to say, ek het nie geslaap nie, ek het nuus gekyk die hele aand, want jy kyk, en is vir die wat daai nuus channels kyk, is mos elke keer dieselfde en later aan het hulle gesê, maar die hele dorp het nou basies ontruim, en toe besef ek maar, okay, maar waar nou, is hulle nog op die park of is hulle nie? En toe moes jy nou maar net in geloof lewe, en dis dit is al wat ek het, al wat ek gehad het. 'n laaste kort vraag. Hoe laat is jy die volgende môre uit George uit weg? Ons het vroeg ek het die polisie gebel hier by 6:00 se kant, toe sê hulle, nee, daar's nog niks. 7:00 se kant, kan nog nie deurkom nie, en ek dink hier by 8:00 se kant, toe sê hulle, okay, ek kan deurgaan, en terug gaan huis toe, my goed gekry, en gery, en deur Sedgefield toe begin die reception eers weer bykom. So daar was soos 354 WhatsApps op daai stadium op my foon, SMS'e wat maar miscalls van mense wat probeer kontak maak. En eens op daai stadium toe kom daai SMS deur van half om te sê hulle is veilig by my ma se huis. Maar dit was al die vorige aand 11:00 of 12:00 se kant gestuur gewees. So en dan in dieselfde tyd kom jy, want ek het vergeet om te sê ons huis was ook, hulle het stadium gesê ons moet almal uit Green Pasture. Ja. So ons huis was ook in gevaar. So dan kom jy terug huis toe en dan kry jy die nuus van die huis staan nog, die familie is fine, en dan ja, die verligting wat daarmee saamgaan. Daar is eintlik vir my 'n belangrike les uit die hele ding uit. En ons almal sit hier so met een of ander issue tussen mense of tussen mekaar, iets wat jy nog oor twyfel, vergifnis, enige issue. En ek dink die boodskap wat ek gekry het, môre is nie garantie nie. So as daar iets is wat jy moet uitsorteer, is vandag die dag, want môre is miskien nie daar nie.